Goeiedag julle almal, is hoofstuk 3 vandag van 1 Timoteus. Net 'n kort inleiding oor wat Alta vandag vir ons gaan voorlees. Paulus praat oor kerkleiers. Dis nie 'n posisie vir 'n status nie, maar 'n werk. As iemand daarna streef, streef hy na 'n mooi werk, maar hy moet onberispelik lewe, want die kerk is die huis van die lewende God. En nou gaan Alta vir ons 1 Timoteus 3 voorlees. En fokus daarop vers 14 tot 16. Dankie Alta. Alta Nuwe Lewende Vertaling 2007, 1 Timoteus 3. Dit is 'n betroubare woord dat as iemand 'n ouderling wil wees, hy 'n eerbare verantwoordelikheid begeer. Want 'n ouderling moet 'n man wees teen wie se lewe niks ingebring kan word nie. Hy moet aan sy vrou getrou wees. Hy moet selfbeheersing aan die dag lê, met wysheid lewe en 'n goeie reputasie hê. Hy moet gasvry wees en onderrig kan gee. Hy moet hom nie aan drank vergryp of gewelddadig wees nie. Hy moet sagmoedig en vredelievend wees. Hy moet ook nie geldgierig wees nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan bestuur en op waardige wyse oor sy kinders gesag uitoefen. Want as 'n man nie sy eie huisgesin kan bestuur nie, hoe kan hy vir God se gemeente sorg? 'n Ouderling moet nie 'n onlangse bekeerling wees nie, want as hy so gou gekies word, kan hy dalk verwaand raak, en die duiwel sal die verwaandheid gebruik om hom tot 'n val te bring. Die buitestanders moet ook goed van hom kan praat, sodat hy nie in die duiwel se struik trap en tot skande kom nie. Op dieselfde manier moet diakens mense wees wat gerespekteer word. Hulle moenie dubbelpraters wees, hulle aan drank vergryp of geldgierig wees nie. Hulle moet verbind wees aan die geopenbaarde waarheid van die Christelike geloof en hulle moet met 'n skoon gewete leef. Voordat hulle as diakens aangestel word, moet hulle eers getoets word. As dit blyk dat hulle onbesproke is, kan hulle as diakens dien. Net so moet hulle vroue gerespekteer word en nie kwaad praat van ander nie. Hulle moet selfbeheersing openbaar en getrou wees in alles wat hulle doen. 'n Diaken moet getrou wees aan sy vrou en hy moet sy kinders en huishouding goed beheer. Die wat goeie diens lewer as diakens, sal beloon word met respek van ander en sal groter vrymoedigheid ontwikkel in hulle geloof in Christus Jesus. Ek skryf die dinge nou aan jou, alhoewel ek hoop om binnekort by jou te wees. In geval ek vir 'n tydjie nog nie kan kom nie, sal jy weet hoe mense hulle moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God, wat die pilaar en stit van die waarheid is. Sonder enige twyfel is dit die geopenbaarde waarheid van ons geloof. Christus het as mens verskyn en is deur die Gees as regverdig bewys. Hy het aan engele verskyn en is aan die nasies verkondig. Hy is in die wêreld geglo en is opgeneem in heerlikheid. Nou ja, tot sover vandag en net goue gedagte los. Wat sê Paulus, hoe moet leiers in die kerk lyk? Hierdie hoofstuk gaan oor die karakter van leiers en nie hulle talente nie. Nommer 1 is die opsiener en 'n ouderling, vers 1 tot 7 wat ons gelees het. Dit is nie 'n titel om groot te lyk nie en te maak asof jy nou beter as ander is nie, maar 'n werk. 'n Ouderling moet net een vrou man wees. Hy moet getrou en nugter wees, selfbeheers, gasvry, 'n goeie onderwyser en nie 'n drinker of 'n bakleier of 'n stryer of 'n rusiemaker nie. Hy moet nie geldgierig wees nie. Sy eie huis mooi bestuur en nie nuwe gelowige wees nie. Hy moet sy eie huis mooi bestuur en hy moet nie 'n nuwe gelowige wees nie. En buite die kerk ook gerespekteer wees. En dan het ons gekyk na die diaken, vers 8 tot 13. Diakens help prakties in die gemeente. Hulle moet eerlik wees, nie skinder nie, betroubaar met geld en hulle geloof met 'n skoon gewete uitleef. Hulle vrouens moet ook betroubaar wees.
En dan in derdens vers 14 tot 16 is die rede. Paulus sê, ek skryf dit sodat jy sal weet, Timoteus, hoe om jou in die huis van God te gedra. Die kerk is die pilaar van die waarheid. En die waarheid is Jesus self wat gekom het, wat gelei het, opgestaan het en verheerlik is. Kortom, God kyk eers na karakter en dan na bediening. Here, sê ouma, leer my om myself te oefen in godsvrug wat ewige beloning het en dat U daardeur verheerlik mag word. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, onze Verlosser. Amen. Here, moet my nooit laat rondwaal nie. Neem my hand en lei my deur. Wanneer die pad donker voor my is, hou my oë op U gevestig. Help my om in geregtigheid te staan, standvastig, getrou, dapper en sterk. Selfs wanneer die nag my omring, sal U my morgenlied wees. Ek sal nooit wegdraai nie, Here, ek sal U nooit laat gaan nie, want U hand het my altyd vasgehou en U genade lei my huis toe. Hier is ek kan bid U met my hele hart, met alles wat ek doen. U is my lewe, my alles, my getroue God, my opgestane koning. Hier is ek gee U lof, ek sal U al my dae volg. U ewige liefde is waar. Hier is ek, Here, hier vir U. Ek het U vir ewig lief, Here, meer as wat woorde ooit kan sê. U het my nog nooit verlaat nie, U het nog nooit weggedraai nie. Ek sal U in die môre loof, ek sal deur die nag gaan bid. U is heilig, U is waardig, U is my ewige lig. Ek sal staan, ek sal glo, ek sal vertrou, ek sal ontvang. Ek is U se, U liefde is myne, U sal my vashou vir alle tye. Hier is ek kan bid U met my hele hart, met alles wat ek doen. U is my lewe, my alles, my getroue God, my opgestane koning. Hier is ek gee U lof, ek sal U al my dae volg. U ewige liefde is waar. Hier is ek, Here, hier vir U. Hier is ek, Here, neem my hand, help my deur U genade om te staan. Ek sal U nooit laat gaan nie, U is al wat ek nodig het om te ken. Hier is ek kan bid U. Hier is ek, my hart is U se. U ewige liefde is waar. Hier is ek, Here, hier vir U.